Goeienaand julle. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is 'n groot voorreg om hier saam te kom in die Here se naam en te weet dat hy die een is wat ons hier bymekaar bring en dat dit so groot voorreg is om in sy genade ook hier bymekaar te kom. Voordat ons begin net 2 afkondigings. Ons maak vanaand vir Rian, ons gee vir hom, Rian Hannekom, kan jy dalk net opstaan? Ons gee vir hom eervolle ontslag uit die ampt van ouderling. Baie dankie vir jou jare se dienswerk en dankie dat jy jou gawes ook gebruik het tot eer van die Here se gemeente. Sterkte met alles wat voor lê en dankie weer eens daarvoor. Dankie. Dan 'n ander afkondiging. Hier sit 2 van hulle wat alreeds bywoon hier voor. Ek wil graag afkondig van die studente Bybelstudie wat plaasvind op Donderdag. Daar is Donderdag aande by ons huis, is daar studente Bybelstudie, asseblief woon dit by as jy wil. As jy nog baie jonk is van gees, is jy ook seker welkom, maar moet jy net luister oor hoe ons praat oor studente probleme. Maar ja, dit is 'n mooi geleentheid om mekaar as studente ook te leer ken. Ons is verskillende universiteite, verskillende kampusse, maar dit is tog lekker om een keer 'n week by mekaar te kom. So jy is so welkom om dit by te woon. As jy graag meer inligting wil hê, keer my net voor aan die einde van of na die erediens, nie in die erediens nie asseblief. Ons Heidelbergse katekismes gedeelte vanaand Sondag 7 en die oorhoofse tema daar is geloof. En daarom is dit goed dat ons begin deur om eintlik saam te sing oor die geloofsbelijdenis saam te sing met mekaar vanaand. Die laaste vraag van die katekismes wat ons nie vanaand gaan lees nie is, dit vra wat moet ons glo? Hoe lei die artikels van die Christelike geloof wat ons moet glo? En in plaas daarvan dat ons dit gaan lees, gaan ons dit saam sing vanaand. So ons gaan saam sing uit Skrifruiming 12-2 uit, daarvan vers 1 en 2 en 3 eerste, en dan gaan ons die seën doen, en dan daarna gaan ons saam sing uit verse 4 en 5 uit. So terwyl ons so sit, kom ons sing Skrifruiming 12-2 verse 1, 2 en 3. So wonderlik om te sing van Jesus wat regeer en in beheer is en dat ons weet dat hy terugkom.
En is met hierdie wete dat ons ook stil word voor die Here en sê, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Kom ons sing nou skrifruiming 12-2, daarvan verse 4 en 5, en ons kan staan. Kom ons bid saam. Ons ewige God, heilig is U naam. Heilig is U teenwoordigheid. Heilig is U grootheid. Wat 'n voorreg is dit nie om meer van U te leer nie. Wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat ons 'n hele leeftyd, 'n hele ewigheid kan spandeer aan U woord deurlees en nadink oor U grootheid en daar nooit einde daaraan sal wees nie. Elke dag is 'n dag om iets nuuts te leer van U. Elke oomblik wat ons in 'n erediens bymekaar kom en uit U woord uit lees, is 'n geleentheid om werklik te verdiep in ons kennis van U. Ons bid vanaand waar ons praat oor geloof, dat U vir ons sal wys wat ware geloof is, dat U Gees ware geloof in ons sal wek, dat ons sal besef dat U ons uit die duisternis van die dood uitgeruk het en in die lig geplaas het, in U lig geplaas het. Nie deur hoe oulik of hoe slim ons is nie, maar deur die krag van U Seun se opstanding. Dat ons weet dat ons sondes vergewe is, dat ons weet dat ons leef in U. Mag alles wat ons doen getuig van hierdie genade en hierdie geloof in ons lewens. Lei ons deur U woord, help ons in die plekke van ons lewens waar ons geloof te min is. Wys vir ons op ons sonde sodat ons deur U krag daarvan kan vrybreek en op die pad stap wat U vir ons gegee het. Waar ons moeilike tye mag beleef, deur swaar beproewings gaan, waar ons die pyn van hierdie sondige wêreld aan ons lywe of aan ons gedagtes moet dra, bid ons dat U ons sal bystaan, dat ons sal weet dat ons soveel krag het, want dit is U wat vir ons krag gee, en dat ons dit nie uit onsself uit kan doen nie. Mag alles wat ons doen tot eer wees van U groot en heilige naam, en ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons lees vanaand saam uit Hebreërs 11 uit, en dan gaan ons daarna saam die eerste twee vrae
Ekskuus, die eerste 3 vrae lees van Sondag 7 in die Heidelbergse Katekismes. Hebreërs 11 se opskrif is wat geloof is. Dan lees ons reeds in Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy aan God bevestiging ontvang dat hy opregte man is, want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle eers terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is na die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Ons Heidelbergse Katekismes gedeelte is dan Sondag 7. Dit vra, word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Die antwoord is nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Hoe word ons gered? Deur geloof in die Here. En dan is die vraag, wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart wek. Naamlik,
dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. En dan is die vraag, wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof in die hoofsaak leer, en dis wat ons gesing het nou net. Net 'n vinnige opsomming, wat is ware geloof? Eerstens, vasstaande kennis, waarvan? Alles wat God in sy woord vir ons sê. En dan tweedens is dit 'n vaste vertroue. En hierdie vertroue word deur die Heilige Gees moontlik gemaak en bewerk, en dan vra ons, waarin vertrou ons? En dan sê ons die genade en die verlossing van God. En dat God waar is. Ons het 'n bietjie gepraat nou oor 'n vaste vertroue. Nou is die vraag, waarop vertrou jy? Ek kan dit so sit. Die woord noem 'n paar voorbeelde van dinge waarop ons vertrou. Spreuke 3 vers 5 sê, ons het 'n geneigtheid om op onsself staat te maak. Hoe gereeld dink jy nie dat jy al die antwoorde en al die oplossings het nie? Dat ons tot alles in staat is deur onsself nie? Psalms 49 vers 6 sê, ons is geneig om op besittings te vertrou en met groot rykdom te spog. Elkeen van ons is tot 'n minder of 'n meerdere mate skuldig daaraan. Ons vind groot troos in finansiële stabiliteit, of ons vind groot verlies aan vertroue in mekaar wanneer ons nie finansiëel stabiel is nie. Psalm 146 vers 3 noem nog 'n belangrike ding waarop ons vertrou. Moet op prinse nie vertrou nie, soos die Tosius omdigting sê. Ons wil graag magtige mense vertrou. Ons kyk na ander om die antwoorde in ons lewe te hê. Lê ons vertroue dan by opinies van ander oor ons. En ons nog 'n hele klomp ander dinge waarop ons vertrou. Gesondheid, ons roetine, voorspelbaarheid in die lewe, prestasies, kennis. Ons is so lief om op soveel dinge te vertrou. Vertroue is wel niks werd as dit nie eers op die Here geplaas word nie, of op die Here gerig is nie. En dit is wat geloof is. Dis 'n kennis van wat die Here gedoen het vir ons, kennis waarvan ons leer in sy woord, maar dit is ook 'n vertroue in wie hy is. Ons lees Hebreërs 11 vers 1 weer saam. Dit sê, om te glo, om geloof te hê, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou kan ons vra, hierdie vers praat van, sê geloof is dan om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Hoekom vertroue en geloof by mekaar uit? Hoekom hoop en vertroue by mekaar uit? En die antwoord is, daar's 'n baie noue verbintenis tussen hoop en vertroue. Hoop in Hebreërs 1 vers 11 is nie, Hebreërs 11 vers 1 is nie soos die hoop wat ons so goed ken in ons daaglikse spreekstaal nie. Ons verstaan van hoop is eintlik bietjie anders as wat die Here dit bedoel in sy woord. Ons hoop is baie onseker en dit word meer verkeerd bewys as wat dit reg bewys word. Ons sal gereeld sê ons hoop dit reën môre, of ek hoop vir beter omstandighede in my lewe, of ek hoop ek kan 'n nuwe werk kry, of dalk die onsekerste hoop op die oomblik wat hierdie verlede al vir ons baie skade gegee het, ons hoop die Proteas wen die wêreldbeker. Daai tipe hoop is die tipe hoop waaraan ons so gewoond is. Ons hoop is onseker, soos wat ons praat daaroor.
Maar wanneer die Bybel wel oor hoop praat, kom dit nie vanuit 'n begeerte of 'n smagting na iets in die toekoms wat onseker is nie. Hoop in die Bybel is 'n begeerte vir die toekoms wat absoluut seker is. Want ons hoop word in God gevestig alleen. Dis wanneer God sê iets gaan gebeur, 'n groot voorbeeld daarvan is dat Jesus sal terugkom. Hy sal terugkom en op die oordeelsdag sal hy kom om ons na hom toe te vat en die wêreld sal herskep word en dit is 'n waarheid waaraan ons vashou. Nou hoop jy daarop in onsekerheid of hoop jy daarin in sekerheid? Hoop is dus geloof wat vorentoe kyk. En dis hoe vertroue en geloof bietjie meer hier by mekaar uitkom. Wanneer ons dink aan geloof as vertroue in die Here, dan help dit ons om te besef wat hoop in die Here is. Ek vertrou die Here vir my toekoms. Ons vertrou die Here vir ons toekoms. Ons hoop lê in hom. Ons redding lê in hom. En wanneer ons hoop gebaseer is op iets wat God gesê het sal gebeur, kan ons ook vertrou dat dit sal gebeur omdat God juis in beheer is en nie ons nie. Ons hoop in God omdat ons geloof in God het. Ons kan dus God in die toekoms vertrou omdat ons weet hy is in beheer en nie ons nie. Maar ons kan ook God met alles in ons vertrou omdat ons dit raak sien wat hy reeds gedoen het ook in ons lewens. En dis dan waar die tweede gedeelte inkom, naamlik kennis. Deur God se woord en soos wat die katekismes gedeelte sê, wat is kennis? Wat is kennis van die Here? Dan sê dit alles wat ons in die woord leer van hom. En dis waar die kennis deel van geloof inkom. So ons het nou reeds gesien, om te glo is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop. Ons is seker vir die toekoms, ons is seker oor die verlede, ons hoop op die Here, ons vertrou hom, ons weet hy is in beheer. En dan kom dit oor na, hoekom hoop en vertrou ons op die Here? En die antwoord is, kennis van hom. Deur God se woord leer ons alles wat hy gedoen het. Ons sien hierdie pragtige goue draad van sy verlossing, wat van die begin van die wêreld af, tot nou toe deur wêreldgebeure weef. Ons sien hoe hy nie die mens gelos het in sy sonde nie, maar keer op keer ingryp en help en ondersteun en op die regte pad begelei en bemoedig om ons te help uit ons sonde uit. Ons sien hoe die Heilige Gees se boodskap gegee het aan die profete dat die verlosser sou kom. Hoe hy deur talle mense gesê het, wag vir die Messias, wag vir die redder, wag vir die een wat julle gaan red en wat julle uit die sonde se greep uit gaan uithaal finaal. En dan sien ons hoe Jesus Christus, God se eie seun kom, as hierdie verlosser, soos ons reeds geleer het, die een wat volwaardig God en mens is. Ons sien raak in die woord van die Here hoe die disippels van Jesus gesukkel het om hom te vertrou. Hulle was huiwerig om hom te glo. Hulle het ook nog hierdie verstaan gehad van die Here se koninkryk wat daarop neerkom dat hulle het gedink het gaan 'n aardse ryk wees wat tot stand kom en hulle gaan half die goewerneurs wees van hierdie aardse ryk. En dan sê Jesus, my koninkryk is baie groter as hierdie. Maar hulle was huiwerig om hom te glo. Selfs Petrus kon nie voor 'n eenvoudige diensmeisie getuig dat hy een van Jesus se volgelinge was nie. En dan sien ons uit die woord uit, na Jesus se opstanding, het was al vaste, volkome geloof en vertroue in die Here Jesus. Jesus het gewerk aan die kennisgedeelte van hulle. Hy het hulle opgelei, het hulle alles geleer van die Here. En toe hulle gesien het dat hy uit die dood uit opgestaan het, het hulle beleef dat hy werklik die een is. Het hulle gesien en geglo en vertrou. Ons sien dan raak hoe die Heilige Gees uitgestort is en mense wat nie Jode is nie, tot geloof gekom het. Ons beleef ook hoe die Heilige Gees ons eie verharde harte aanraak en verander
sodat ons werklik in God kan glo. Ons sien raak hoe ons wat nou hier sit, die gevolg is daarvan. En dit is so interessant, want iemand wat nie geloof het nie, sal maklik vir ons sê, maar waar is die bewyse? Waar is dit wat ons nodig het om te sien en op God te vertrou? Hulle sal sê, sien is glo. En wat is so gereeld ons antwoorde daarop? Ons sal gereeld sê dat 'n mens nie alles hoef te sien om dit te glo nie, of 'n ander uitweg is wat ons sal gereeld sê is, ons het nie al die antwoorde nodig nie, ons kan maar net sê glo soos 'n kind. Maar baie interessant is dat wanneer iemand sê dat sien is glo, vir hulle sal help om geloof te hê, dit nie eintlik ver weg is van die waarheid af nie. Dit is nie ver weg van die Bybelse waarhede nie. Want die Here wil nie hê dat ons in hom moet glo sonder enige kennis van hom nie. Die Here wil nie hê dat ons in hom moet glo sonder of met irrasionele denke of net om blindelings glo sonder om te weet wat ons glo nie. Die oorgrootste meerderheid van die Nuwe Testament is 'n ooggetuieverslag. Dis wanneer iemand sê sien is glo, kan ons sê ja, dit is. Luister na die woorde van 2 Petrus 1 vers 16, dit sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels en legendes verlaat nie, met ander woorde, hulle het nie mooi stories probeer uitdink nie. Nee, ons het met ons eie oë hom in al sy majesteit gesien. Wat 'n duideliker verslag, ooggetuieverslag het ons nie nodig as dit wat Petrus hier sê nie. Petrus wat bang was vir 'n eenvoudige diensmeisie voor Jesus se opstanding, maar wat gesien het hoe Jesus uit die dood uit opstaan, gesien het hoe Jesus ons sondes vergewe het, en toe voor die wêreldse leiers van destyds gaan staan het en gesê het, hy is die enigste weg. Dit is die getuienis, die kennis wat ons moet hê in die Here. Het sê, met ons eie oë het ons die Here gesien. 1 Korintiërs 15 vers 5 tot 7 sê ook, hy het aan Sefas verskyn, dit is Petrus, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk. Verdere ooggetuieverslag oor Jesus, kennis van hom. En dan so gereeld probeer ons hom ontken en sê, maar hoekom moet ons in Jesus glo? Of die wêreld probeer sê, hoekom moet ons in Jesus glo? Hoekom is hy enigstens anders as ander mense? En die woord verduidelik dit self aan ons. Dit sê, glo in hom, want hy is die waarheid. Vertrou hom, want hy het vir jou sondes gesterf. Geliefdes, dis nie net een mens wat gesien het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie, dit was 'n hele menigte. En hulle het geglo, hulle het geloof gehad in die Here. En deur die Heilige Gees aangemoedig wou hulle hê dat ander ook moes hoor en die waarheid wat met hulle eie oë, of moet hoor van die waarheid wat hulle met hulle eie oë gesien het. Maar as jy oplettend is, dan sal jy sien dat Hebreërs 11 vers 1 praat dan van dat ons oortuig is van die dinge wat ons nie sien. So waar kom dit uit by mekaar? Die woord sê ons is oortuig van die dinge wat ons nie sien nie. Die katekisme sê ons ken God want hy openbaar alles aan ons. Die ander dele in die Bybel sê dit is ooggetuieverslag. So waar kom hierdie by mekaar uit? Gaan geloof juist nie nou oor wat ons nou net gesê het oor ooggetuies wat Jesus gesien het nie. Is ons geloof dan nie volgens die Hebreërs skrywer dan soos wat hy wil hê 'n blinde geloof nie? En 'n blinde geloof is iets waarin ons glo wat jy glad nie ondersoek het nie. Iets wat verwyderd van die waarheid is, of wanneer jy nie wil glo dat iets verkeerd is nie, al is daar soveel bewyse voor jou. Ons is so geneig om blindelings te glo in dinge. Hier is al die bewyse voor jou, maar jy besluit om te draai en iets anders te glo. Die wêreld glo eintlik blindelings.
in alles behalwe die Here. Maar is nie reg om selfs blindelings in die Here Jesus te glo nie. Want ons geloof, soos ons reeds bevestig het, is gebaseer op ooggetuies. Dit is gebaseer op die Heilige Gees wat aan ons die wonderlike voorreg gegee het om te glo in hierdie woorde en om dit uit te lewe. Dit is aan ons gegee deur die Heilige Gees wat deur die woord ons uit die duisternis na die lig toe roep. Soos wat Johannes 3 vers 19 sê. Dit is ons wat uit ons lewe van ongeloof uit geroep word na 'n lewe van geloof en afhanklikheid en vertroue in die Here. Daarom vra ons, wat bedoel die skrywer van Hebreërs hierso? Dit gaan daaroor dat alhoewel ons nie weet wat môre inhou nie, die dinge wat ons nie sien nie, ons tog kan weet dat God weet wat môre inhou. Ons kan nie môre sien nie, maar God doen. En daarom lê ons vertroue in hom. Dit is verkeerd om nie God te glo oor wat die toekoms inhou nie. Verder gaan dit ook nie oor dit is verkeerd om nie God te glo oor wat die toekoms vir ons inhou nie, want hy is reeds daar. Dus om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, is om te weet dat ons weet dat wat voorlê, ons weet dat Jesus gaan kom, ons weet dat ons dit nog nie sien nie, maar ons is oortuig van, want God het dit beloof. Verder kan ons hom vertrou vir ons toekoms ook. Dit gaan verder ook oor die onsigbare, bonatuurlike ryk. Ons kan nie die engele sien nie, ons kan nie die hemel sien nie, maar God het aan ons in sy woord gewys dat dit werklik bestaan. God het aan mense gewys wat ooggetuies is daarvan, dat dit werklik bestaan. Daarom is ons verder oortuig oor dit wat ons nie sien nie, naamlik die hemel en die engele en om nie Jesus fisies op die oomblik te kan sien nie. Want ons weet dat dit waar is en dat ons God kan vertrou daarvoor. 'n Interessante voorbeeld van hoe God vertrou is, selfs in tye wat 'n mens nie kan sien nie, is hierso in Hebreërs 11 ook, God wat vir Abraham geroep het. En hy het met hom oor die toekoms gepraat. Hy het vir Abraham beveel om uit te trek uit sy land uit, weg van alles wat bekend is vir hom, na die land wat God vir hom sou aanwys. En Abraham het, alhoewel hy nie die toekoms kon sien nie, steeds geglo dat God weet wat in die toekoms gaan gebeur. Selfs toe die Here vir hom sê, gaan offer jou seun. Soos hierdie gedeelte sê, het Abraham vertrou dat die Here uitkom sal gee. Abraham gaan soek dus na die land waarheen God hom stuur, en hy het geweet dat God hom sal laat weet as hy daar aankom. Hy het God vertrou in dit wat hy nog nie gesien het nie. En dan brei hierdie gedeelte in Hebreërs 11 eintlik verder uit. Dit sê, al hierdie persone van wie se geloof ons hierso lees, is op soek na hulle vaderland. Hulle glo God dat hulle by hulle vaderland sal uitkom, of die plek wat nie van die wêreld is nie. En soos Abraham is ons ook pelgrims en swerwers in hierdie wêreld, op soek na ons beloofde hemelse land, na die stad wat God self bou en ontwerp. En ons het nog nie hierdie stad gesien nie, ons het nog nie die nuwe Jerusalem wat kom gesien nie, maar ons weet dit bestaan. En die bewyse wat ons daarvoor het, is die vertroue wat ons in die Here plaas, dat ons daar sal uitkom. Soos Abraham is ons ook op pad na die beloofde land toe. Soos Abraham swerf ons deur hierdie lewe, weet ons dat die rus is elders. Weet ons dat hierdie nie is waar ons eindbestemming is nie. Daarom lewe ons ook met vertroue en eerstens met kennis van dit wat voorlê, maar vertroue in die Here dat dit gaan gebeur. Geloof gaan ook oor vertroue in die hier en nou wel. Dat ons deur die Heilige Gees met sekerheid kan sê dat ons alles wat God in sy woord lees, kan aanvaar en vertrou as die waarheid. En dit gaan ook oor vertroue in die Here in die hier en nou. Om te weet dat daar tye van twyfel mag wees, tye wat swaar is, tye wat ons nie eintlik weet in watter rigting nie, maar nog steeds soveel bekommernis het. Om te weet, tog in die hier en nou kan ons die Here ook vertrou in alles. Dit gaan oor vertroue in die Here
dat hy ook ons konstant sal herinner aan die genade wat ons in Jesus ontvang het. En dat dit is wat ons deur hierdie lewe dra op pad na ons vaderland toe. Dis baie interessant. Geloof gaan nie net oor in God glo nie, maar ook oor God glo. Ons hele Christelike lewe gaan oor God glo. Dit gaan oor leef deur elke woord en belofte wat uit sy mond kom. Dit gaan oor om volg na plekke wat ons nog nie gesien het nie. Dit gaan oor om volg in situasies in wat ons nog nooit beleef het nie. Dit gaan oor na lande gaan waar ons nog nie was nie, want ons weet wie hy is. Dit gaan oor om vertrou in ons daaglikse lewe en dan om vashou in die klein dinge van die lewe ook. Hoekom? Want ons weet hy is in beheer. Reddende, lewegewende geloof is dus om in oorgawe God te vertrou. Nie net as blote feite nie. God is nie 'n boek vol feite nie, God is 'n persoon. Jesus Christus is 'n persoon wat ons moet leer ken. 'n Persoon wie ons moet vertrou. Die Here is nie saamgeflanste koue feite nie. Alles in die woord gaan oor hom as 'n persoon. Dit gaan oor wie hy is. Leer dus deur die Heilige Gees die Here ken as 'n persoon in jou lewe. Sien hom deur die Gees se leiding as so werklik soos wat jy die persoon langs jou sien. Vertrou op hom nog meer as wat jy selfs die mees betroubare mens daar buite sal vertrou. Hy sal jou nie teleurstel nie. Verder, ken God. Ons het nou hier gesien, vertrou God, ken hom ook. Ken hom as iemand in jou lewe, ken hom as die iemand in jou lewe. Want dis ware geloof, dis 'n verhouding met die Here, dis 'n kennis van wie hy is en 'n vertroue in wie hy is. En laat hierdie vertroue op die Here skyn deur die krake van jou menslikheid. Ons is nog so swak en sondig in soveel aspekte, maar tog weet ons dat die Here ons aan die hand vashou en lei deur hierdie lewe. Staan vas in jou vertroue. Staan vas in jou geloof. Vertrou dat die Heilige Gees hierdie evangelie, hierdie wonderlike evangelie in jou hart geplant het. Gryp vas aan die Here se beloftes, want jy sal nie teleurgestel daarvan afkom nie. Selfs die ergste hier op aarde weeg nie op teen die belofte wat die Here gemaak het van die ewigheid by hom nie. Vertrou dat dit so sal geskied. Liefdes, ons kan dus vra, wat is 'n ware geloof? Dis vertroue en kennis saam. Is dit net teoretiese feite? Nee. Is dit net koue teoretiese feite? Nee. Is dit net sentimentaliteit sonder kennis? Nee. Is dit iets wat mense opgemaak het? Hoegenaamd nie. Nee, dit is 'n vasstaande kennis waardeur jy alles wat die Here in sy woord in jou geopenbaar het, aanvaar. Maar is ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees in jou wek om hierdie kennis jou eie te maak. Dat jy kan weet jy dien iemand. Dat jy kan weet jy dien die Here. Dat jy kan weet jy kan hom vertrou. En dat jy kan weet dat jy hom beter kan leer ken ook. Geliefdes, ken hom as jou God en vertrou hom in jou hede en jou toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons bid dat U nooit sal ophou om deur U Gees ons kennis en vertroue van U te vermeerder nie. Ons bid dat alles wat ons doen tot eer sal wees van U naam. Ons bid ook dat ons nie U sal sien as koue teoretiese feite nie, maar dat ons ook nie U sal sien los van die feit van wie U is nie. Ons bid dat U deur die Gees so in ons sal werk, dat ons hierdie honger in ons sal hê om in die woord te delf en elke dag iets nuuts van U te leer ken.
Rig ons gedagtes ook daarop dat ons U kan vertrou. Ons hoop is so anders as hierdie wêreld. Ons hoop is nie los nie. Ons hoop is in U. Ons hoop is seker. Help ons om hierdie hoop wat U vir ons gee, ten volle met alles in ons te vertrou. Ons dankie vir U teenwoordigheid. Ons dankie dat ons kan bid tot U, dat ons 'n verhouding met U kan hê. Ons dankie dat daai afstand tussen ons en U afgebreek is deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Ons bid dat ons werklik sal verdiep in hierdie verhouding met U. En ons weet, dit is net U wat ons kan help op hierdie pad. Moedig ons aan om meer van U te wil weet. Moedig ons aan om te verdiep in ons vertroue. Ons bid dit alles in ons Koning en ons Verlosser se naam, Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 105 uit, daarvan verse 1, 2 en 3. Ons lees hierso in vers 1, loof God se naam en roep dit luid aan. Laat dit tot alle nasies uitgaan. Laat ons sy wonders besing en onder hulle die aandag bring. Kom roem hom, heilig is sy naam. Wees bly en lewe met hom saam. Hierdie gedeelte sê kom roem hom en heilig is sy naam en wees bly en lewe met hom saam. Dis hierdie groot voorreg wat ons het om in 'n verhouding met die Here te leef, om geloof te hê. So kom ons sing Psalm 105 verse 1, 2 en 3. Ons seën vanaand kom uit 'n kombinasie van Hebreërs 13 vers 21 en ook 2 Petrus 1. Geliefdes, mag God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God
en Jesus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid.